Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 8 Oktober. Strydige waardes. Kom ons buig die hoofde. Liewe Heer, weer eens baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie studie te kan bestudeer. Maak asseblief ons geestelike oog en verstand oop, liewe Heer, laat ons u boodskap mag inneem. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 9 vers 1 tot 20. Vergelyk die verhaal van Rahab met die van die Gibeoniete. Hoe verskil hulle van mekaar en hoe stem hulle ooreen? En waarom is hierdie ooreenkomste en verskille so belangrik? Ons lees Josua 9 vers 1 tot 20. En toe al die konings wat wes van die Jordaan woon, op die gebergte en in die laafveld en aan die hele kus van die groot see, na die kant van die Libanon toe, die Hetiete en Amoriete, Kanaaniete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete dit hoor, het hulle bymekaar gekom om soos een man teen Josua en Israel te veg. Maar toe die inwoners van Gibeon hoor wat Josua met Jerigo en met Ai gedoen het hulle ook met lus gehandel. Hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel en verslyte sakke op hulle esels geneem en verslyte wynsakke wat geskeur en weer toegebind was, ook verslyte en gelapte skoene aan hulle voete en verslyte klere aan hulle lyf, en al die brood van hulle padkos was droog en verkrummeld. So het hulle dan na Josua gegaan in die laar van Gilgal en aan hom en die manne van Israel gesê: Ons kom van 'n ver land af, sluit dan nou 'n verbond met ons. Maar die manne van Israel het aan die Jewiete gesê: Miskien woon julle onder ons, hoe kan ons dan 'n verbond met julle sluit? Toe sê hulle vir Josua: Ons is u dienaars. Daarop het Josua hulle gevra: Wie is julle en waar kom julle vandaan? En hulle sê vir hom: U dienaars kom van 'n baie ver land af, vanweë die naam van die Here u God, want ons het die gerug van hom gehoor en alles wat hy in Egipte gedoen het, en alles wat hy aan die 2 konings van die Amoriete oorkant die Jordaan gedoen het, aan Sihon, die koning van Hesbon, en Og, die koning van Basan, wat in Astarot was. Daarom het ons oudstes en al die inwoners van ons land met ons gespreek en gesê: Neem padkos met julle saam vir die reis en trek hulle tegemoet en sê aan hulle: Ons is julle dienaars, sluit dan nou 'n verbond met ons. Ons brood hier, warm het ons dit as padkos uit ons huise geneem die dag toe ons getrek het om na julle te gaan. Kyk maar, nou het hulle droog en verkrummeld geword. En die wynsakke hier, wat ons as nuus volgemaak het, kyk maar, hulle is geskeur, en ons klere hier en ons skoene, hulle is verslyt deur die baie lang reis. Toe neem die manne van hulle padkos, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. En Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle 'n verbond gesluit dat hulle sou laat lewe. En die owerstes van die vergadering het hulle dit met 'n eed beloof. Maar aan die einde van 3 dae, nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in nabyheid en tussen hulle woon. Die kinders van Israel het naamlik weggetrek en op die 3de dag by hulle stede gekom, en hulle stede was Gibeon en Kefira en Beerot en Kiriat Jearim. Maar die kinders van Israel het hulle nie verstaan nie, omdat die owerstes van die vergadering vir hulle gesweer het by die Here, die God van Israel. Die hele vergadering het toe teen die owerstes gemurmureer. Daarop sê al die owerstes aan die hele vergadering: Ons het self vir hulle gesweer by die Here, die God van Israel, en nou mag ons hulle nie aanraak nie. Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat daar nie toorn oor ons kom terwille van die eed wat ons vir hulle gesweer het nie. Josua 9 vers 1 tot 20. Hierdie hoofstuk in Josua word met die volgende mededeling ingelei. 5 Kanaanitiese konings
wat tipies die heersers van kleinerige stadsstate in die ou nabye ooste was, het 'n koalisie teen die Israeliete gevorm, terwyl die inwoners van Gibeon daarenteen ooreenkom om 'n verdrag met Israel aan te gaan. Ten einde die Israeliete daartoe te oortuig, besluit die Gibeoniete op 'n slinkse set. Hulle gaan voorgee om ambassadeurs uit die verre land te wees. Kom ons lees Deuteronomium 20 vers 10 tot 18. As jy naby 'n stad kom om daarteen te veg, moet jy die vrede aanbied. En as dit jou 'n antwoord van vrede gee en vir jou oopmaak, moet die hele volk wat daarin gevind word aan jou dienspligtig wees en jou dien. Maar as dit geen vrede met jou sluit nie, maar oorlog teen jou wil voer, moet jy dit beleer. En die Here jou God sal dit in jou hand gee, en jy moet al die manne daarin met die skerpte van die swaard verslaan. Net die vroue en die kinders en die vee en alles wat in die stad is, die hele byt moet jy vir jou roof, en jy moet die byt van jou vyande eet, wat die Here jou God jou gegee het. So moet jy met al die stede maak wat baie ver van jou af is, wat nie by die stede van hierdie nasies behoort nie, maar van die stede van hierdie volke, wat die Here jou God jou as erfenis sal gee, moet jy niks wat asem het laat lewe nie. Maar jy moet hulle heeltemal met die banvloek tref, die Hetiete en Amoriete, die Kanaaniete en Feresiete, die Jewiete en Jebusiete, soos die Here jou God jou beveel het, sodat hulle julle nie leer om te handel volgens al hulle gruwels wat hulle vir hulle gode gedoen het, en julle teen die Here julle God sondig nie. Deuteronomium 20 vers 10 tot 18. Die Here het duidelik onderskeid getref tussen die Kanaaniete in die beloofde land en die nasies wat buite die beloofde land gewoon het. Let op die brontaalwoord wat in Josua 9 vers 4 as slinks of met lus gehandel vertaal word. In die Ou Testament kan dit of 'n positiewe konnotasie hê, in welke geval dit met omsigtigheid en wysheid verbind word. Spreuke 1 vers 4 sê vir ons om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg. Spreuke 8 vers 5 en 12 sê vir ons, leer tog skranderheid verstaan, eenvoudiges en dwaase, leer verstandigheid verstaan. Ek, wysheid, is vertroud met die skranderheid en ek vind kennis van regte oorleg. Of dit kan 'n negatiewe konnotasie hê, in welke geval dit op misdadige bedoeling dui. Eksodus 21 vers 14 sê, maar as iemand moedwillig teen sy naaste handel, om hom met lus dood te maak, moet jy hom van my altaar af wegneem om te sterwe. 1 Samuel 23 vers 22 lees, gaan tog heen, maak verder klaar en ondersoek en bekyk die plek waar sy spoor is, wie hom daar gesien het, want aan my is gesê dat hy baie listig is. Psalm 83 vers 3 lees, want kyk, u vyande maak rumoer en u haters steek die hoof op. In die Gibeoniete se geval was die ware bedoeling wat agter die slenter geskuil het, nie afbrekend van aard nie, dit was suiwer terwille van oorlewing. Besonder treffend is die wyse waarop die Gibeoniete se uitdrukkings met die van Rahab ooreenstem. Albei erken die God van Israel se groote mag, ook dat Israel se sukses nie aan menslike toedoen te skryf is nie. In teenstelling met die ander Kanaaniete, kom hulle nie in opstand teen Jahwe se plan om die land aan die Israeliete te gee nie en bely dat dit die Here self is wat die nasies voor Israel verdryf. Die nuus oor die volk wat uit Egipte land bevry is en die oorwinnings oor die konings Sihon en Og spoor beide vir Rahab en die Gibeoniete aan om 'n ooreenkoms met die Israeliete aan te gaan. In teenstelling met Rahab is die Gibeoniete egter nie bereid om 'n oorgawe aan die God van Israel te maak nie, maar wend hulle eerder tot onderduimsheid. Die Mosaïese wette het voorsiening gemaak vir die vasstel van God se wil in situasies soos die met die Gibeoniete.
Ons lees Numeri 27 vers 16 tot 21. Laat die Here, die God van die geeste van alle vlees, 'n man oor die vergadering aanstel wat voor hulle uittrek en wat voor hulle intrek en wat hulle uitlei en wat hulle inlei, sodat die vergadering van die Here nie mag wees soos skape wat geen wagter het nie. Toe sê die Here aan Moses: Neem vir jou Josua, die seun van Nun, 'n man in wie die Gees is, en lê hom die hand op, en stel hom voor die priester Eliezer en voor die hele vergadering, en gee hom 'n opdrag voor hulle oë, en lê op hom van jou hoogheid, sodat die hele vergadering van die kinders van Israel na hom kan luister. En hy moet voor die priester Eliezer staan, dat die vir hom die beslissing van die Urim kan vra voor die aangesig van die Here. Volgens sy uitspraak moet hulle uittrek, volgens sy uitspraak moet hulle intrek. Hy en al die kinders van Israel saam met hom en die hele vergadering. Numeri 27 vers 16 tot 21. Josua moes eintlik eers na die wil van God gevra het. Sodoende sou hy die Gibeoniete se slinkse plan kon gevnyk het. Die mees basiese plig van 'n teokratiese leier en van enige Christelike leier is om te vra wat God se wil is. 1 Kronieke 28 vers 9 lees ons: En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel, want die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind, maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. 2 Kronieke 15 vers 2 lees: En hy het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom gesê: Luister na my, Asa en die hele Juda en Benjamin. Die Here is met julle as julle met hom is, en as julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind, maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. 2 Kronieke 18 vers 4 lees: Verder het Josafat aan die koning van Israel gesê: Raadpleeg tog eers die woord van die Here. 2 Kronieke 20 vers 4 lees: En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Hierdie versuim het die Israeliete geforseer om een van twee ongewenste dinge te doen. Of hulle gaan die grondreëls te wat as voorwaarde vir die inbesitneming van die land gestel is, of hulle verbreek 'n eed wat in die naam van die Here afgelê is, 'n ooreenkoms wat net so bindend as die grondreëls was. Hoe gereeld gebeur dit dat jy worstel met 'n besluit oor twee oënskynlike strydige Bybelwaardes?